Natuur is lewe. Sonder natuur sal ons nie kan aangaan nie. Uit die natuur het kry 'n mens baie goeders wat 'n mens soms nie waardeer nie. Maar 'n mens so kyk en 'n mens sit stil, dan sal 'n mens agterkom dat een kan glad nie sonder die natuur nie. My gunsteling deel in die veld is heuning uitdaag. As jy vir hom kan vir hy kan getuig, ek en hy stap 21 kilometer daarvan nuwe plaas af en dan stap ons af onder. Daar is ook so 'n plekkie wat ons ook mense gebly het. Hulle noem dit Kasper en dan sit daar hoenders en dan is daar nog so 'n ander plekkies, dis hoe die mense gebly het. So dit is in die middel van nêrens, maar daar is mirasies en vloere hoe hulle altyd hulle grane en hulle goedes uitgemaak het. So wat vir my uitstaan is die natuur, die heuning uitdalery en dan die wild jaggery, soos dassies en dan die klipbokke en sulke klas goedes. So dit is die rol waarmee ek rook maak om die baie net van die koeke af te skuif as ek heuning uitdaal. So wanneer jy na die nes toe kom, dan kan jy nie kom sonder rook nie. Jy moet eers kom en so 'n bietjie rook blaas, anders sal die baie vir jou steek. So wat die rook maak, dit mimiek 'n veldbrand. So eers gee jy net 'n paar blaase binne in die hive, sodat hulle net kan gerook raak. So wanneer jy nou 2-3 keer klaar rook gegee het, dan kan jy maar oopmaak. Soos julle kan sien, die propolis can also put to good use. So wanneer jy die rook gee, dan die baie skywe van die koeke af, dan kan jy nou die koeke vat. Soos julle kan sien, is net so. So wanneer jy klaar uitgehaal het, dan moet jy eers weer rook gee, want anders dan gaan hulle vir jou steek. So elke keer wanneer jy die heuning wil uithaal, dan gee jy net met die rol 2 blaase, sodat die rook net kan in die hive ingaan. Zie je? So wanneer jy die koek in jou hand het en hulle is vol baie, dan kan jy net 1 blaas gee of 'n stokkie vat en krap hulle so af, sodat die baie nie op die heuning kan kom wanneer jy dit in die bak sit nie. Net so. En ons doen dit so nou so. So wanneer jy uithaal, maar jy weet jy moet nie te veel uithaal nie. Jy moet altyd los vir die baie ook. So ek het nou eers genoeg uitgehaal, so daai is alles nou eers weer los vir die baie, want as gevolg van die seisoen wat ons in is nou nie blommetyd nie, so die baie stoor die heuning tot dit weer blommetyd is. So hulle moet nou daai gebruik wat hier in die nes nog oor is. So nou gaan ons die nes weer toemaak. Wanneer jy hom toemaak, dan gee jy ook net so 'n bietjie rook weer, sodat hulle kan skuif van die voorplekke, sodat jy die ding kan toemaak. Zorg net dat hij weer toe is, niks windgaten en zo aan. Weer zo een beetje rook. En dan is het klaar. And the main ingredient in this honey is eucalyptus, because this area is surrounded with eucalyptus. Some of them sting me here, I had one sting. This thing is still in there. I don't even feel it.
I'm immune to it naturally. So ek kom al jenning so alhoor 2 maande of 3 maande sodat die bye kan genoeg tyd het om weer die wat ek afval weer aan te werk. Kyk, dit is mos nou nie die weeks wat klaar geprepare is soos die kommersiële boere nie. So dit vat tyd vir hulle. So ja, so die wasse kom uit die bye homself. Hy word nie geproduce van 'n blom of so af. Van dit kom ook so maar die main glands kom onderuit so met dan hulle bou daai. So wanneer jy te veel uithaal, dan put dit die bye uit. So hulle kan dan nie was produce dan kan hulle ook nie gaan werk om heuning te maak. So jy moet vir hulle tyd gee van 2 maande of 3 maande. Nou wanneer dit 'n blomseisoen is, dan vat dit omtrent 3 weke. 4 weke. Ja. So dan kry jy meer gereeld heuning, ja. So en as dit mooier heuning ook, soos die heuning kan jy nou al sien, hy het al bietjie bruin getrek hierso. So hy kom nou al baie lank aan. So hier wat hy nog wit is, hy is geseël. So wat hulle doen, hy is nou die winterkos. Soos as die blomme af is, dan breek hulle die oop en dan sê hulle weer hy. Maar daar sit nog so 'n klomp. Nou wat gebeur onderkant aan die as die larva, die jong by die babetjies, so ons wil nog nie vir hulle afhaal nie, want dit maak die kolonie 'n bietjie kleiner. En die tyd wat dit nou is nie broeityd nie, so hulle gaan nie nou kan aankry weer babetjie bye nie. So daar is 'n sekere tyd wanneer hulle broei ook en dit is Junie maand, Augustus maand en so Julie. So dan verswerm hulle en hulle maak meerdere bye. So as jy lengte aanbreek, dan is daar genoeg bye, dan doen hulle die werk oral waar hulle nou moet wees. Ja. Ek het hier gekom, ek het skool gegaan in Ceres. Toe verhuis ek eers weer Lynsburg en toe raak dit so dat my oupa baie oud is, hy kan nie meer kyk na sy diere en so nie. Toe ek besluit maar ek kom af, ek gaan hom 'n bietjie help. En toe het hy vir my vertel hoe hulle altyd geloop het in die veld, tassies gevang het, heuning uithaal en klipbokke en so net geloop. Toe vraag ek hom maar hoe werk dit met die heuning besigheid? Dit moet vir my verduidelik. Nou hy was omtrent hier 70. Toe sit hy in sy stoel, hy kan nie loop meer vir jou en so nie. Toe gee hy vir my 'n mondelike explanation hoe om heuning uit te haal en hoe om te werk. Toe het ek een keer gaan probeer. Toe succeed ek daai een keer, maar toe ek nie 'n bak by nie. Toe voel ek so gelukkig ek kom hol sommer met die koek in die hand huis toe. Bo uit die berg uit, net om vir hom te wys ek het nou reg gekom. En daarvan af het hy vir my heeltyd so gesê en geleer hoe om te maak. Maar soos alle neste wat ek ken, het hy vir my gebeduie. En daai neste het hy uitgehaal toe hy 30 jaar oud gewees het. So hy hou baie lank. Soos die hy kom nou al omtrent 10-20 jaar. Ja, so die swerms gaan net altyd uit. Dan bly die jonger bye daar. Dan gaan die ou swerm uit. Hulle gaan op hulle wy. En elke keer kom 'n nuwe queen. Wat net aanhou jong bye broei en so aan. So as net die queen wat eintlik doorgaan van die kolonie en dan nie kom 'n ander queen ja, en so gaan hulle heeltyd aan. So dit is wat ek kom found en dan as daar ander mense ook wat vir my 'n bietjie verduidelik hoe om heuning uit te haal en so. Dan het ek ook 'n kursus gehad wat ek gewees het in Maitland, daar by die bierperi. Daar het hulle ook vir ons geleer hoe om met bye te werk, maar hulle het vir ons meer shoots gegee en so, maar ek prefer net so gaan. So dit is eintlik ek het by my oupa geleer. Ja. Die heuning uithaalery en alle veekosse kom van die Khoisan af. So hulle het altyd heuning uitgehaal en geëet. Sommige heuning as 'n medisyne gebruik ook en so aan. So dit kom direk van die kooi af. Sien hulle het heuning eers uitgehaal en ons mense het ook begin aanleer en so aan hoe om dit uit te haal. Dis hoekom ons doen dit nog so op die manier, die natuurlike wy, sien. Ja. Maar ons het strikt van ons voorouders af kom dit heuning uithaalery. Ja. Behalwe vir die bier is daar ander goedes wat ons kan maak. Ons kan ook die was gebruik om salwe uit te brei. Ons kan die was gebruik om seep te maak en dan kan ons die heuning gebruik vir veelprobleme as jy gebrand het of so, soos rooikeries wat met die brandwonde en sulke goedes werk. Hulle stel heuning voor vir hulle goedes en so aan, ja. Ja, vir die wonde en hy genees baie gou. So hy het 'n genesing properties en dan die propolis. So vir hom kan jy ook gebruik en dis 'n goeie antibiotika. Hy is weer vir jou binne immuun en so aan en boost en so aan. En vorm daai. So die vorm nee, die bye. Hulle het 'n sekere rosin wat hulle kollek by die plante. Dan vat hulle daai, ek ken daai bos. Hulle noem hom die bywerkbos. Nou hulle gaan na die bos toe en dan kollek hulle 'n klomp van die so is verskillende sappe soos die pine tree en die bloekom tree en dan die ander bosse wat nou daar is, dan vat hulle alles bymekaar en hulle gemaak die so wat die maak dit beskerm die nes teen
bakteria's en peste wat hulle aanval. So die is eintlik 'n repellent ook. So voor hulle sê maar baie gat in 'n gat en waar nou nie baie gebly het nie, dan lyn hulle die hele area uit met die soos die dak waar hulle die koeke gaan vasweek, die vloer oral. So wat dan gebeur, stof en sulke goedes kom pakkie aan nie, want dit het so tyre gebeur het. En goggas en so hulle week hulle toe. Ek het al een keer hier onder by Langbome se brug, toe hulle so kan nes het. Nou wat hier gebeur by ons, die slange, hulle gaan ook in die nes in. Dan gaan hulle agter in die nes of whatever. Toe al ek een keer die nes uit, toe was die een slang toegebywerk. Kyk, hulle het vir hom gebywerk vas in die stom. Ja, toe kan hy nêrens gaan nie, toe dood hy net daar. Ek het seker geraamte kom kry daar, regtig waar. En by 'n ander een het ons weer so hulle daar is so 'n duiwel by noem hulle vir hom. So hy is eintlik die enemy van die bye. Hy's amper soos 'n hond. You know, the hond. Nou hy attack die bye. So as hy in die huis kom, dan bepak die bye vir hom en hulle vibrate op hom. Dan raak hulle 'n sekere temperatuur wat vir hom uitbrand. Nou op so 'n manier beskerm hulle die kolonie van daai ene hy kom en dan kry hulle ryk en dan vat hy dit en dan gaan gee daar af. Dan kom hulle alle soldate en hulle kom destroy die huis. Maar voor hy nog dit kan doen, dan tik hulle vir hom en hulle maak vir hom vuur waarom net daar dood. Dan bywerk hulle hom vas. So as die anders kom om vir hom te soek, dan kry hulle nie vir hom nie, van die ding sy ryk as bo oor sy ryk, dan kry hulle nie sy ryk nie. So hy's begrawe onder die bywerk. Op so 'n manier bly hulle veilig. So die bye is baie slim, ja. Die natuur vir my beteken alles. Van as gevolg van in die area wat ons bly, weerskeping is swak. So uit die natuur is daar 'n klomp gebruikgoeders vir ons soos hout en dan nou die kruie en dan nou die heuning. Asook die ander soort goed wat die is, soos men nou die wild. So ons kan baie van dit gebruik en dit beteken vir my so baie van ek kan nou ander manne ook leer hoe om te preserve sodat ons next generasie ook dit kan doen en ook van dit kan het. Sien, so wat ons doen, ons try om te kyk, soos ons nou gaan harvest plants en so aan, dan ek ken hy miskien nou, ek is mos nou gewoon al die doen, so dan sê ek vir my right toe, jy sien hulle nie alles 30 cm, so ons gaat nou die bos sny op 15 cm, die bos is 30, as sny ons om op 15, so dat daar 'n bietjie blare kan aanwees vir die niks, dat hy uitloop weer, so die reënval hier by ons is ook 'n bietjie swak, so alles hou ons doop, is soos 'n cycle, ons moet mooi saamwerk. So die natuur vir my beteken baie hierso en sonder die natuur kan ons nie oorleef hierso nie. Want ons moet bestaan maak uit die natuur uit. Soos ons het verskillende velde ook. Ek weet nie of jy al opgelet as jy afkom nie. En jy staan op Kouberg, dan lyk die area die middelstrook en dan die Karooberg en dan die Cederberg. So dit is 3 ekosisteme wat binne mekaar insmelt. Sien. So as jy nou weet, ry die Karoo blom van September maand af tot Oktober, November. Dan is dit klaar. Daar is nie meer alles uit die. Nou kom ons weer die kant toe. Januarie maand en Februarie maand, dan kry ons in die Sierveld. Nou dan los ons weer hierso. Nou wintertyd jy kan ons weer in die Cederberg kry. Want ons kom ons nooit daar nie om my heuning uit te haal en so nie. En wat jy ook nog kry in die Cederberg is boegoe heuning. So daar waar die boegoe kole, kwaaivol is, ons weet waar die boegoe ook staan. So ons gaan al boegoe wat geër. Daar by kloof deur het ek al geloop. So dan die bye werk op die boegoe bosjes. As mos 'n groot stuk boegoe plantasie, dan werk hulle net van hy so stroop. En as jy die heuning proe, dan smaak dit ook so. So daar is verskillende soorte heunings ook in ons area. Soos ek nou net gesê het, die heuning en meer bloekom, palmboom en dan die ander bome wat ons nou hier rond sien, rynboom. Nou wat altyd gebeur het, die ou mense soos hulle geloop het, hulle het mos met hulle bokke geloop. Elke dag, pas hy sy bokke op. Nou loop hy vandag om hy kloofie, dan gaat hy weer môre om hy kloofie. Nou in die oggend vroeg môre as ons loop, hulle het vir ons geleer. Sien maar die son kom nou op daai kant. Dan hou jy net jou hand voor jou oë. Dan sal jy sien die bye hulle maak 'n spoor. Soos wanneer hulle kom na die huis toe, kyk net. Soos hulle is op pad na die huis toe. Sien maar ons gaan staan nou so by 'n koeiaweboom en ons kyk bo kan die boom. Dan gaan ons sien die koffie bye so in. Nou op so 'n manier het ons geleer om vir hulle op te spoor. So as ek loop aan die veld af en ek kyk so, dan sien ek right hier in die krans gaan bye. Ek en hy het baie so gemaak dat kinders nog nie die van die neste nie. Dan loop ons die krans heeltyd deur met hy kinders om so te kyk.
Daar is het net zo 5 minuten, half uur, dan krijgen we ze net. Ja. Die rijspoor wat zo loopt. En dan wat hij bij je ook maakt, hij los zijn dank. Hij gooit ook een beetje op die club. Nou, onze mensen weten al, kijk, hij maakt geel of is wit. Dan sê hulle vir jou presies wanneer sy wit is, dan moet jy weet daar's heuning in die nes. Wanneer sy geel is, dan is hulle nog besig met styfmeel, pollen en so aan. Ja. So wanneer hulle in die styfmeelproses is, dan moet mense eintlik die heuning uithaal as gevolg van die larva babietjies. Hulle eet die styfmeel. So is 'n baie ingewikkelde proses, heuning en so aan. Wanneer die vel droog ook is, dan die bye, hulle is amper op soepetsaad. Dan werk hulle klomp heuning. So hulle weet die veld is droog, hulle gaan nie vir hulle kan sustain tot hy tyd en hy tyd nie. Dan in 1 maand werk hulle sommer 3 maande se heuning. So die veld weet hulle mos nou, die by weet presies wat 'n blom wat 'n tyd. So alles die blomme nou oop en hy blom is nog nie klaar geblom nie, dan gaan hy nie na hy toe gaan voor hy nie klaar bestuif is nie. So hy werk eers daar in 'n sekere area en dan gaan hy so dit is 'n proses om die heuning te maak. So hy gaan nie net eers stryd die heuning nie, hy werk eers die styfmeel en hy klas goed is sodat die larva kan groot maak en dan agterna maak hulle die heuning. Maar wanneer dit nou so droog is en so, dan forceer dit by om vinniger te werk, om heuning te maak en dan om vir hulle kleintjies ook te maak. Die kolonies is dan nie so groot soos altyd nie. Hulle is kleiner. Van daar is nou nie genoeg pollen of whatever hulle need om vir hulle te sustain nie. So dan is dit amper soos 'n budget wat hulle maak om te sê nee, ons gaan nou net 4 koeke 'n week met hy en dan gaan ons nie soveel babietjies broei nie. Is net so om die kolonie aan die gang te hou tot dit weer 'n betere jaar is of so aan. Dan gaan hulle weer aan. So hulle respond volgens die nature. So as jy kom sê maar jy kom met 'n rookie wat die by exhalating die veld is aan die brand. So dit is amper so emergency. Almal gaan in hive toe en hulle wil die queen protect as gevolg van die fire wat nou kom. So die queen gee 'n pheromone af wat vir hulle sê right defense mode. Dan evacuate hulle die hive met vol pensies wat hulle nou. So dan gaan hulle op 'n ander plek gaan sit. Dat hulle nou vir 2-3 dae dan stuur die queen scouts uit. Dan moet die scouts nou 'n nuwe gat kry. Indien hulle nou nie 'n gat kry nie, dan trek hulle 'n bietjie verder na 'n ander plek toe. So ek weet nie of jy al gesien het so in 'n bos in so 'n swart trop bye. So daai is wanneer hulle sit en dan wag hulle vir die scouts wat terug moet kom om te sê daar hoë gat gekry of hier's 'n gat. Gaan die hele swerm later daarin. Dan produce hulle heuning wat hulle in hulle het. As dit maak hulle gou 1 koek of 2 koeke net om hy heuning in te blaas dat die queen kan sit. So die queen eet nie eintlik heuning nie. Sy eet royal jelly. Seneweer tea. Nerve tea. See, so this one now, if you have a nerve problem, you see, then you can make this with the tea. So wat gebeur as jy maar jy het nou die krye, hy is nou goed vir bors en dan kan jy nou ander krye ingooi wat weer goed is vir mag en weer vir niere, soos die dassiepus en dan die davidwortel en die wat vergiet. As jy miskien nou die krye drink, hy werk oral. Alles het hy op so suiker, kanker, arteritis, pynbene, allerhande goed. En dan kan jy ook salwe met hom uitberei. This one is 'n blou blomsalie en hy is ook baie gesond vir verkoues, colds and flus. That remedy you can use, yeah. Net om hier ook weer ietsie te sê. Om ook 'n stukkie takkie wys. Dat is de Davidroot, David wortel. En sy naam kom van David Kruiper, daai kooi man. So die kan jy ook drink en gebruik, maar ons gebruik nie vir hom nie. Ons gebruik sy root. Sy root is eintlik die meditations. Dan maak ons net hier teen sy kant. Hier teen sy kant maak ons oop. So wat ook nog moet gebeur, soos wanneer jy krye uithaal. Soos die krye uitgrawe, dan jou skade weer mag nie opval nie. Sê maar jy is besig om te grawe. Want hulle glo dit is betelik. Die son se blessing moet daar op is. Energie van die son. Dan het hy sulke worteltjies wat hom pen. Dan al ons van hy af, maar syne is nou al 'n ou bos. Dis 'n ou stompie die. Maar daai klein wortel.
sowieso, hij heeft nog een stukje live. Zo. Zo die gebruik je. En dan voor hem rasper je bij die andere soort krijgen. Ook die bijen is net zo'n pijntje. Hij is bijen beter, maar bijen gesoord ook. Dus voor bloed in, voor suiker in, voor maagkwalen, voor winnen. En hulle brand hem ook, zie maar je te koppijn. Dan in de hele die rook. Ja, zo is al niet zo in die kanten stuk uit. Dan die bos, ik kan blij. Volgende keer als ik kom weer, dan heeft hij weer geregenereerd. Weer roots aangezet. The climate has changed here because why in this year we only had one rain, and that was February weather rain here. Thunderstorm. But last year also we had a thunderstorm on the same time. The same time. You see. But it must be for 3 days, 4 days. But only 1 day now. So that is bad for the field, you see, because the goats and everything that is going around here in the field, they need the water to fall on the plants so that the plants can put out again. From that time October until January, man, you must see how this looks. So now when they get the rain, it generates again, the leaves get airy so they can eat again, yeah. Santoline. Santoline is baie goed vir borskwale soos asma en bronchitis. Santoline. En dan het ons die bloubloemsalie ook hierso. Hy is weer goed vir bloed. Ja. Daai is bitterhout, daardwortel. Die wat ek nou ingooi, die is senuweetee. En hy laat vir jou relax. Soos chamomile, as jy op jou nerves is, of as jy anxiety het, of as jy depressed is, dan kan jy vir hom drink. Die is die bloubloemsalie. Een mens krijgt mos nog die rode bloemsalie ook. Hij is ook daar bovenop. Maar voor hem krijgen we zien net die slaaploosheid. So now we just must eat some van die olinopiakken ook. En zo zo'n aanzet knieën zie je hem ook maar niet. Zo release hij geworden zijn properties en wat even. Dan gooi je net die water op. So nou sit ons net hier op dat jy net 'n bietjie trek. Sien, daai stoom moet nie uitgaan nie. So wat ons ook nog kan doen, soos wanneer die Santoline het en jy 'n borsprobleme toebroos, dan kan jy ook so maak jy vir die Santoline en jy gooi dit hier in, dan steam jy dit. So dan kan jy dit inhale en hy maak ook jou bors oop. Ja. Slijme en so aan. Ja. So ja, daai is soos maar nou die krye aanmaak. Hoe almal het nou gesien. So bietjie van daai, bietjie van die, maar nie te veel van een soort nie. Want krye as jy hom te veel ook maak, hy kan vir jou hart bietjie swak, hy kan die wat nou swak hart het, hy kan jou hart aantas. En hy's te sterk en so. So jy moet weet, soos bitter krye ook, sê maar jy het nou soos die twee. Die ene is bitter en dat jy nou kankerbos ook wat bitter is. Dan gooi jy nie al twee bitter krye in nie. Kijk, die een helpt misschien dan ook voor kanker, whatever, dan los je eerst dat ene. So dan gebruik je niet die één soort bitter, anders dan maak je het te bitter. Je kan naar de via toe gaan, je koos krijg je die via tijd. Je kan krijg die via tijd. Je kan wild gaan jagen. Maar moet alsjeblieft, moet dat uitroeien nie.